Goeiedag julle, Rihanna weer saam met julle van die Bybel in 1 jaar. Ek hoop het gaan nog baie goed met julle almal. Vandag het ons weer die groot voorreg om saam tyd uit die woord uit te kan spandeer en 'n bietjie stil te staan in Eksodus 32. Nou in hierdie hoofstuk sien ons hoe vinnig die mens van God kan afdwaal, maar ook hoe diep God se genade en voorspraak werklik is. Hierdie gedeelte gaan ook nie net oor Israel se sonde nie, maar dit wys ook aan ons God se heiligheid, Moses se liefde vir die volk en dan uiteindelik die groter prentjie van Jesus as ons volmaakte middelaar. Hierdie hoofstuk is vir my nou nogals ontstellend, want ek besef dit wat hier gebeur is nie net 'n weerspieëling van Israel se hart nie, maar ook van ons harte vandag. Ons lees, terwyl Moses op die berg in God se teenwoordigheid is, besig om al die instruksies van God te ontvang, is die volk aan die onderkant van die berg besig om ongeduldig te raak, want hulle kan nie sien wat aangaan nie. Hulle weet ook nie hoe lank dit nog gaan neem nie, en dan sien ons hoe hulle in hierdie wagtyd begin twyfel. Ons lees hoe hulle na Aaron kom en sê, maak vir ons gode wat voor ons kan uitgaan. Met ander woorde, hulle wil iets hê wat hulle fisies kan sien, iets wat hulle kan beheer en iets wat hulle gemaklik laat voel. En so word die goue kalf dan gemaak. Jy sien, die probleem hier was nie net dat hulle afgod gemaak het nie, maar dat hulle God op hulle manier wou aanbid, eerder as op sy manier. Hulle het nie gedink dat hulle God heeltemal verwerp nie. Hulle het gedink hulle dien hom, maar op 'n manier wat vir hulle sin maak. En dis waar die gevaar lê. Want sodra ons God probeer aanpas by ons gemak, hou hy op om die ware God in ons lewens te wees. Dis ook interessant dat die goue kalf waarskynlik gebaseer was op die afgode van Egipte. Dit was vir jare die volk se raamwerk gewees. Die feit dat hulle juis 'n goue kalf as afgod gemaak het, beteken dat al was Israel fisies uit Egipte, was Egipte nog nie heeltemal uit hulle harte nie. En dis vir my en jou 'n waarskuwing vir vandag. Want al is ons gered, is dit so maklik om maar steeds ou denke, ou gewoontes en wêreldse invloede saam met ons te dra. Ons lees verder hoe die volk begin feesvier. Hulle eet en hulle drink en raak losbandig. Die wys aan ons net weer dat afgoderry altyd lei na morele verval. Wanneer God nie meer sentraal staan nie, verloor die mens sy rigting. Vandag lyk ons goue kalwers dalk anders. Goed soos sekuriteit, mense se goedkeuring, sukses of selfs ons eie planne. Nou nog iets wat ons uit die volk se ongeduld kan leer vandag, is dat wagtye die toets van geloof is, van ons geloof is. Want, sien, dis nie in die tye wanneer God naby voel en ons hom hoor praat dat ons struikel nie. Dis juis in die tye wanneer hy ver en stil is. In hierdie tye wanneer ons nie seker is wat volgende moet gebeur nie, maak ons ook soos die volk ons eie planne, maar met astronomiese gevolge. Nou in al hierdie chaos en sonde van die volk, sien ons dan 'n ongelooflike oomblik van genade, toe Moses vir die volk intree as middelaar. Nou wanneer God sê hy wil die volk oordeel, pleit Moses vir hulle. Hy staan tussen God se heiligheid en die volk se sonde. Hy sê selfs, Here, vergewe hulle, maar as u nie wil nie, vee my naam uit u boek. Hierdie was 'n baie diep, selfopofferende liefde van Moses. Jy sien, hoe groot Moses ook al was hy steeds beperk. Hy kon nie werklik die sonde van die volk dra nie. En dis waar ons Jesus sien. Waar Moses gewillig was om sy lewe te gee,
het Jesus werklik sy lewe gegee. Hy het die oordeel wat ons verdien het, op hom geneem. En dit was ook 'n selfopofferende liefde van Jesus Christus. Hierdie hoofstuk wys vir ons nie net terug na sonde nie, maar ook vorentoe na die kruis. Ons sien toe Moses van die berg afkom en die volk sien, breek hy die kliptafels in stukke. Nou hierdie is dan ook 'n simbool dat die verbond toe reeds gebreek is. Dit wys net weer aan ons hoe swak die mens in sy eie krag is. Selfs met wonderwerke, selfs met God se teenwoordigheid, kan ons onsself nie red nie. Ons het genade nodig. Ons sien dan ook hoe Aaron later jok en probeer verskonings maak. Hy blameer amper die situasie en sê die kalf het sommer so uit die vuur gekom. Nou, hoe dikwels is ons nie 'n Aaron wat so maklik ook ons sonde versag of die blaam op iemand anders sit vir wat ons gedoen het nie. Dalk voel dit vir jou dat alles nou verlore is en jy weet nie hoe om dit nou reg te maak nie. Dan wil ek jou bemoedig om vandag in gebed voor die Here te kom en te bely, want sien, ware bekering begin wanneer ons eerlik voor God is. Nou wat my hart ook aangeraak het van hierdie hoofstuk, is nie net die sonde van die volk nie, maar die genade van God. Ja, daar is oordeel en ja, daar is gevolge, maar daar is ook 'n God wat steeds bereid is om saam met 'n gebroke volk die pad verder te stap. Vandag wil ek jou aanmoedig om stil te raak voor die Here en bietjie introspeksie te doen. Vra jouself af of daar nie dalk 'n goue kalf in jou lewe is. Het jy dalk begin vertrou op iets anders as God? En is jy nog bewus van die groot genade van Jesus, ons ware middelaar wat steeds vir jou intree vandag? Miskien is jy vandag in 'n wagtyd. Miskien voel dit of God stil is of dalk ver is. Dan wil ek jou herinner om nie soos die volk iets anders te bou net omdat God nie vinnig genoeg antwoord nie. Wag op hom, vertrou hom, selfs in die stilte, want die God wat stil lyk, is steeds teenwoordig. En hy is besig om 'n groter plan uit te werk as wat jy ooit kan sien. Julle moet 'n mooi en geseënde dag verder hê. Totsiens.